Goeiedag. Baie welkom by Deaf Friendly se program hier op Patmos. Ek het die laaste 2 weke het ek gepraat oor alles werk goed uit as ons werk volgens God se plan. Al kry ons nou swaar. Laas week het ek gepraat oor God gee vir ons die krag om te gaan getuig. En vandag wil ek met u praat oor die Heilige Gees as trooster. Jesus sê in Johannes 14 vers 26, hy sê, die trooster, wat die Vader in my naam sal stuur, sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek, Jesus, vir julle geleer het. O, hier is belangrik. Hier is so belangrik om te verstaan dat Jesus sê vir hulle, ek is nou saam met julle. Ek kom van die Vader, ek is vol van sy Gees, en julle sien hoe ek werk, julle sien wat ek doen, julle sien hoe my invloed mense verander, en julle almal volg vir my, maar ek gaan weg. En die disippels is teleurgesteld, want nee, Jesus, ons wil hê, u moet bly. Party van hulle het verwag, Jesus gaan nog die koning word van die hele land daarso. Maar Jesus sê, nee, ek gaan weg. Maar ook asof hy sê, moenie bekommerd, ek gaan julle nie los soos weeskinders sonder 'n pa. Nee, ek sal my pa, my Vader, eindelik my Gees sal ek, want Vader en Seun en Heilige Gees is een, ek sal my Gees stuur en hy sal julle leer en lei en alles. Maar nou sê hy, ek sal my pa vra, en nou is dit baie interessant, hy gebruik die woord trooster. Ek gaan my pa vra, stuur die Heilige Gees, en die trooster wat hy stuur, sal julle alles leer en herinner. O, dit is belangrik hierdie, want daardie trooster woord in Afrikaans is trooster, ons dink, ja, en dis reg, troos is hy shame. Jy kry swaar, jy kry seer, dit is soos mamma wat troos. Nee, kom huil by my. Ek maak jou voel beter. Maar daardie trooster, daardie woord wat Jesus daar gebruik is dieper as net, toe man. Dis dit ook. Maar daar's ook iets van 'n advokaat, iets van ek moet iets doen, ek weet nie presies. Nou sit ek by die advokaat, en 'n advokaat is iemand wat die wet ken, iemand wat die reëls ken. En nou, die lewe is 'n saak. Die lewe is 'n stryd tussen goed en sleg. En hierdie advokaat verduidelik vir jou, daardie is sleg en daardie is goed. So hierdie advokaat verduidelik vir jou, hoe jy jou saak, jou hofsaak kan wen. Hy herinner jou om te sê, hoorie, daar's 'n hofsaak, maar daar was 'n boete. Vir die hofsaak is daar 'n boete. Dan sê die advokaat, onthou, die boete is betaal. Jesus Christus het die boete betaal. Dis afgehandel. Hy herinner jou om te sê, die hofsaak voor God, jy gaan nie eendag verhoor word, nee, al wat belangrik is jy hoef net te sê, ek ken vir Jesus. Hy het my straf gedra, ek glo dit. En dis die advokaat, die Heilige Gees wat jou herinner, wie jy in Jesus Christus is. En hy herinner jou, hier's die wet is volbring. Maar 'n advokaat is ook iemand wat vir jou leer wat om te sê, hoe om te maak. Hy leer jou om nie die wet te breek nie, hy leer jou om reguit te leef.
En dit is deel van die werk van die Heilige Gees. So hy troos jou, maar hy ook advokaat jou deur vir jou te help en jou te lei, sodat jy goeie lewe het. En dan ook is hierdie woord is ook 'n raadgewer. Iemand wat vir jou goeie raad gee. Moenie dit doen nie. Daai gaan nie werk nie. Doen dit. Maak so. So nou as jy's vas, nou as jy nie weet wat, daar's 'n verhoudingsprobleem. Jy probeer vir iemand sorry sê, maar hulle wil nie aanvaar. Hoe moet ek maak? Wat moet ek doen? Hoe moet ek praat? Daar's iemand wat ek moet vergewe, maar hulle het vir my baie kwaad gemaak. Hoe wat? Nou is dit die raadgewer wat vir jou verduidelik hoe om te maak. Jy vra vir hom, ek sê Here, gee my kans om hierdie saak reg te maak. Ek weet nie hoe. En dan sal hy as raadgewer, sal hy ook vir jou wys hoe om te leef, hoe om te doen, wie om te kontak. Hy sal vir jou die woord openbaar. Ek verstaan. Hy sal jou so bietjie druk om die regte ding te doen. Want hy gee om vir jou. Hy gee vir jou goeie raad. Hoekom? Want dis sy wil dat jy weet wat om te doen. Veral in moeilike tye. As dinge is moeilik, hy gee vir jou raad sodat die moeilike tyd kan ophou en jy dapper vir hom kan getuig. Mag die Here ons help. Heilige Gees, dankie U vir ons troos. Dankie U vir ons advokaat. Om ons te herinner, Jesus het betaal, die boete is verby. En dankie dat U vir ons raad gee. Here, ons vra vandag vir U raad. Elkeen wat kyk wat 'n probleem het, ek vra dat U gee raad. Dat hulle in 'n oomblik sal weet wat om te doen. Dapper sal wees, dit sal doen. En dat alles goed sal uitwerk volgens U woord. In Jesus naam. Amen.